Die Joodse feeste of die nagmaal, deel 9. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die Engelse boek Israel's Rapture, wat my doktorale graad was, wat so noodsaaklik is vir die tyd waarin ons lewe, juis met die oorlog in Iran en Israel en Amerika. Ek wil voorstel, kry dit, of as jy enige ander boeke nodig het, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124, gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Net vir die wat dalk vir die eerste keer kyk, as jy die eerste keer kyk, gaan na deel 1, begin voor jy reeds 'n magdom inligting verloor. Het is uiters noodsaaklik dat jy inteken op ons webtuiste kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al ons studies kan ons ontvang. Het is uiters noodsaaklik om te weet, ons vereenselwig ons nie met die volgende instansies of groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, die Jehovah's Getuies, Sewendag Adventiste, protestante kerke. Ons behoort aan geen denominasie of organisasie nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep en ons funksioneer wêreldwyd. Ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version van 1860, deur Dr. Joseph Briand Rotterdam daar gestel. Dis die beste Engelse streep Hebreëse Bybel wat jy ooit jou hand op kan lê. Nou, jy weet reeds by die tyd dat in die Bybel is die naam van die Here Jesus in werklikheid Jaffa, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ek gaan ook dit in hakkies wys as ek praat van die Ruach HaKodesh, as ek sê Heilige Gees, né? Sonder hierdie skrifverwysings waarmee ons besig is dit onmoontlik om te weet of ons die Joodse feeste moet hou al dan nie. Nou, ek wil net voor ek begin hierso wil ek sê, dis Woensdag aand, ons neem nou op, Vrydag begin die Paasnaweek. Dit is wat die kerke ons geleer het al ons lewe, dat Jesus was gekruisig op Goeie Vrydag en hy het Sondagoggend opgestaan. Onmoontlik, onmoontlik. Die Bybel sê hy moet 3 dae en 3 nagte in die doodryk gebly het. Soos Jona 3 dae en 3 nagte in die vis se buik gewees het. Nou, ek het 'n reeks gepreek en jy moet luister. Jy kan gaan kyk daarna, nou oor die Paasnaweek, terwyl jy tyd het. Hy sê, op watter dag is Jesus gekruisig? Op watter dag was Jesus gekruisig? Ek gebruik juist die woord Jesus nie in Jaffa nie, sodat ons nie die Kersmense afsit nie, anders hardloop hulle weg, né? Gaan kyk na dit. Doen jou eie studie. En as ek verkeerd is, kom help my reg. Goed, sonder hierdie skrifverwysings wat ons tans besig om te gebruik, is dit onmoontlik om te weet of ons die Joodse feeste moet hou al dan nie. Ons verlossing deur Jaffa, dis Jesus Christus, halleluja. Die woord sê so, jy moet my net 2 sekondes verdra, ek moet net iets kleiner maak, dis beter. Ons verlossing deur Jaffa se bloed, ons, en ook in hierdie 21ste eeu, in 2026. Nou lees die skrifgedeelte, en dit sê, in hom, dis Jaffa, of kom ek sê, dis in hom, want sê ek in hakies Jaffa, het ons as Jafiste die verlossing deur sy bloed. Nou kyk in jou 33 Bybel, Efesiërs 1 vers 7. In hom, dis Jaffa, het ons as bruid van Jaffa, die verlossing deur sy bloed. Kyk daai sy en bloed, dis al klein lettertjies. Daai sy moet 'n hoofletter wees. Dit verwys na hom. Hom is 'n hoofletter. En ek na sy bloed verwys, sy bloed ook 'n hoofletter. Hy sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade.
na die rykdom van sy, daai moet 'n hoofletter sy wees, genade, dan sy, Jafashua of Christus, soos u hom dan ken. Waardeur is ons verlos? Deur sy genadebloed, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. In alle wat? In wysheid en verstand. So dit is 'n moed. Die verbondenheid van sy wil, die verborgenhede van sy wil. Vers 9, deurdat hy, dus Jafashua, aan ons, wie deel van die bruid van Jafashua is, die verborgenheid van sy wil, daai sy moet 'n hoofletter sy wees, en selfs die wil, hoofletter wil, deurdat hy aan ons as bruid van Jafashua die verborgenhede van sy wil bekend gemaak het, na sy hoofletter welba, daai welba is voorkennis, wat hy in homself voorgeneem het. Die Vader het by die grondlegging van die aarde, voor die grondlegging van die aarde, ons reeds uitverkies tot die ewige lewe. Ek het dit nou al 1000 keer gesê. En ek gaan dit nog 1000 keer sê. Ons almal was uitverkies tot die ewige lewe, maar deur die sondeval van Adam en Eva in die tuin van Eden, het hulle wat teweeggebring? Die dood, die verganklikheid van die mens. En wat doen Jaffa, ons Vader? Dis die Here. Hy bring deur die genadebloed van Jafashua, dis Jesus Christus, bring hy dan herstel, waar ons name weer herstel word in die boek van die ewige lewe. Halleluja. Deurdat hy, dis die Vader, aan ons die verborgenhede van sy wil, sy, dit kan, dis Jaffa of Jafashua, bekend gemaak het na sy hoofletter, welba, wat hy in homself voorgeneem het. Halleluja. Nou alles wat Jaffa almagtig vir die mens beplan het, het hulle steeds van hom afvallig geword, soos wat dit is vandag. Kyk na die wêreld. Hoe word my uitverkiesing herstel? Ons kyk, ek het nou net oor dit gepraat, Romeine 11 vers 27, maak jou nota, Romeine 11 vers 27. Onthou, ons kyk of ons nog nodig het om Joodse feeste te hou, die besnydenis, die nagmaal, die Joodse besnydenis, die Pasjag, die jaarlikse nuwejaarfees, en al die goed wat, lammetjies en bokkies en al die goed het ons nodig, die sabbate en die feeste, Romeine 11 vers 27. En dit is van my, dis Jaffa almagtig, se kant, die verbond met hulle, naamlik die volk van Israel, as ek hulle sonde wegneem. Wat doen hy? Wat doen Jaffa? Hy sê, omdat hulle onder so verbond was, waar daar nie vergifnis was nie, word dit hulle vergewe. Ek hulle sonde sal ek wegneem. Nou sê hy, wat die bonatuurlike evangelie betref, is hulle, dis die volk Israel vandag ook in 2026, wel vyande terwille van julle. Hulle is wat? Hulle is vyande. Hulle sê omdat ons met hulle wil beklei nie, hulle is vyande. Hoekom? Terwille van julle. Hulle sien ons as vyande, omdat hulle 'n ander Ou-testamentiese verbond, 613 wette gehad het. Nou sê hy, want, hy sê, wat die bonatuurlike evangelie, dis natuurlik van Jafashua betref, is hulle die volk van Israel vandag ook in 2026, wel vyande terwille van julle, wie deel van die bruid van Jafashua is. Maar wat die uitverkiesing betref, bemindes terwille van die vaders. Is ons uitverkies? Ja, hulle uitverkiesing kon nie herstel word nie. Daarom het Vader hulle sondes net vergewe. Maar ons het die genadebloed van Jafashua. Onthou net een ding, daar was nie redding deur die 613 wette nie. Hulle is dit kwytgeskel, maar hulle het nie berou gehad, nadat hulle by die offerhandes weggestap het. Hulle sê in Engels, the atonement, die tyd van sonde belydenis. Hy sê in vers 29, want die genadegawes, nie gawe nie, want die genadegawes en die roeping van Jaffa almagtig
is onberoudelik of onkeerbaar. So het ek en u nodig om enige wette vandag te hou. Hy sê die heidene wie Jafashua se bruid geword het, prys sy naam. Hy sê in 1 Petrus 1, hy sê Petrus 'n apostel van Jafashua, Petrus 'n apostel van Jafashua, aan die vreemdelinge, van die verstrooielinge, met ander woorde, die heidene, naamlik die 10 noordelike stamme van Jakob, in Pontius, Galasië, Kappasidie, Arsidie en Betanië. Hulle is almal heidense volke geword. 10 van Jakob se stamme trek weg. Hulle word heidense stamme. En dis waar ons uitkom. Ons het uit die heidense stamme voortgekom. Maar Jaffa het voorsien dat ons nie vandag meer heiden. Ek is nie heiden nie. Ek is 'n Jafis. Ek is nie 'n protestant nie. Ek is nie 'n charismaat nie. Ek is nie 'n katoliek nie. Ek is 'n Jafis. Wedergebore uit water en die Ruach HaKodesh. Hy praat van hulle was vreemdelinge. So wat het hy gedoen? Wat het apostel Petrus gedoen? Hy het aan die verstrooides, die heidene, die evangelie gaan verdien. En so het Jaffa dan ook natuurlik vir apostel Paulus geroep, spesifiek vir die heidene. 1 Petrus 1:2 uitverkores volgens die voorkennis van Jaffa die Almagtige. Luister wat sê. In die heiligmaking van die Ruach HaKodesh het die ou testamentiese Jode, Israeliete, hulle wat uit Egipte land uitgekom, het hulle die Ruach HaKodesh gehad? Nee. Hulle het Moses gehad, wat hulle die wette geleer het, 613 wette. Uitverkoor, dis die bruid, uitverkorenes, volgens die voorkennis van Jaffa die Vader. In die heiligmaking, daar is heilig, as ons tot wedergeboorte kom, of kom ek sê andersom, as ons tot bekering kom, en dan geonderdompel word in die naam van Jafashua, tot vergifnis van ons sonde, dan is daar heiligmaking. Daar's 3 goed wat saamloop. Bekering, daar's onderdompeling in die naam van Jafashua, en dan's daar heiligmaking. Jy moet die res van jou lewe in heiligmaking lewe, deur die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling, volgens die Ou Testamentiese verbond, het hulle alles besprenkel, met die bloed van Jafashua. Met ander woorde, ek moet deurdronge wees deur die bloed van Jafashua. Dis nie asof daar 'n druppel bloed op my geval het nie. Ek is besprenkel. Daai besprenkel is eintlik 'n verkeerde benaming. Ek is totaal benat. Die Engelse woord is saturated, deurdronge. Met die bloed van Jafashua. Mag sy bonatuurlike genade en vrede in julle, wie bruid geword het, vermenigvuldig word. Hy praat niks van die wet hierso nie. Waardeur word ons gebou? Waardeur word ons opgebou en bring ons in die volgende stadium van ons geestelike lewe? Hierso sê hy dit. Hy sê dit. Ons wie tot bekering gekom het, wie geonderdompel is in die naam van Jafashua, skies tog, tot vergifnis van ons sonde, en in heiligmaking lewe, elke dag van ons lewe. Onthou, commitment completion, ons oog op ons einddoel, né? Met die bloed van Jafashua, mag sy bonatuurlike genade, die Israeliete het nie die bonatuurlike genade gehad nie. Nou, hoe kan jy vandag messiaans wees en sê ek funksioneer in die feeste, weet jy, kom ek net sê, hulle pick and choose in plain Afrikaans, wat hulle wil hou. Die lekker is, die ongesuurde broode en die trompetblasery, die ramshoringsblaas, die goed wat 'n mens lekker laat voel, wat ander kan sien en hoor.
'n gedaante van godsaligheid in die vlees waarvan die krag verlore gegaan het. Hulle het dit als gehad in die Ou Testament. Jy praat van 'n gedaante van godsaligheid. Jy praat van die Lewiete se priesterskap en die tabernakel en die verbondsark. Al daai goed. Israel het gedink hulle was net die volk gewees. Maar hulle almal sterf in die woestyn. Daai hele geslag wat uit Egipte getrek het, na 430 jaar wat hulle in Egipte land was. Hulle almal sterf in die woestyn. Selfs Moses sterf op die berg, omdat hy ongehoorsaam was. Hy sê maar, ons is met die bloed van Jahweh, mag sy bonatuurlike genade en vrede in julle, wie bruid geword het, vermenigvuldig word. Ons heerlikheid in Jahweh vermenigvuldig net. Ons hou nie die Pesach nie. Ons hou nie die feeste nie. Ons hou nie die sabbate nie. Ons het nie deel aan die besnydenis nie. Ons het nie deel aan die tiendes nie. Godsdienstige verryking nie. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 3, geseënd is Jahweh die Vader van Jahweh, halleluja. Wie na sy groote barmhartigheid, nou moet jy jou sitplek gordel vasmaak. Ons is besig om te kyk na die feeste of die nagmaal. Wie na sy groote barmhartigheid, wie? Die Vader, die skepper van hemel en aarde, wie ons Pa is, halleluja. Geseënd is Jahweh die Vader van Jahweh, wie na sy groote barmhartigheid ons, naamlik die bruid van Jahweh, die wedergeboorte geskenk het. Hoe het hy vir ons die wedergeboorte geskenk? Wel, die wedergeboorte is daar vir elke sondaar, het jy dit geweet? Het jy dit geweet? Die wedergeboorte wat die redding is, die begrafnis in die naam van Jahweh tot vergifnis van ons sonde, is vir elke sondaar daar. As hulle wil bekeer. Dit is ook die wedergeboorte geskenk. Ons was nie iets spesiaal waar net ons klompie mense uitverkies was voor die grondlegging van die aarde. Die aardse mensdom is uitverkies tot die ewige lewe. Maar baie van hulle deur hulle kultuur, opleiding, boeddhisme, hindoeïsme, satanisme, ateïsme, panteïsme, hulle kom nie by die goed uit wat ek en u het nie. Ek kan nie daarvoor help as ek nie in 'n boeddhistiese kultuur gebore is nie. Maar ek weet van boeddhiste wat tot bekering gekom het. Ek weet van hindoes wat tot bekering gekom het. Ateïste wat tot bekering gekom het. Verstaan nie? So wat gebeur? Die ruach is in hulle ook, maar dit word geonderdruk deur die godsdienstige teologie en verordeninge. En so ook dan die ortodokse Jode. Die genade is daar vir hulle. Net die feit dat hy 'n kippa dra, daai hoekie op sy kop, sê dat is the sign of not accepting Yahweh as my Messiah and my Savior. En dieselfde met die boeddhiste, met die moslims, Islam. Hulle dra daai doetjie of daai kap, hulle noem dit 'n kippa. Hoekom? It's the sign of not accepting Yahweh as my Messiah or my Savior. Geseënd is Jahweh die Vader van Jahweh, wie na sy groote barmhartigheid ons, wie heidene was, naamlik die bruid van Jahweh vandag, die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur sy, dis Jahweh se opstanding uit die dode. Wat het ons gedoen? Die Engelse woord sê, we made use of it. Ons het gebruik gemaak van dit wat Jahweh kom doen het vir ons. Dis nie net by ons verbygegaan nie. Dis vandag deel van ons fondasie. Is in ons verhouding met Jahweh, die anker, die fondasie van ons geloof, in die wete van die ewige lewe. Luister wat sê hy, geseënd is Jahweh die Vader van Jahweh, wie na sy groote barmhartigheid ons, naamlik die bruid van Jahweh, wat heidene was, die wedergeboorte geskenk het. Met ander woorde, na bekering, wedergeboorte, want Jahweh sê vir Nikodemus, Johannes 3 vers 1 tot 11, jy moet wedergebore word uit water en uit gees uit. Romeine 6 vers 1 tot 12 sê,
wanneer ons deur die bad van wedergeboorte gaan, in die naam van Jahvashua, dan groei ons gelykvormigheid aan Jahvashua. Soos wat hy geleef het en gesterf het en begrawe is, word ons saam met hom begrawe. Gaan lees Romeine 1, Romeine 6 vers 1 tot 12. En ons staan op 'n nuwe skepsel in Jahvashua. En daarom kan ek nie ouens 3 keer onderdompel soos die AGS kerk nie. Ons kan nie, dis onbybels, dis katoliek. Snaaks julle ouens kom nie vorentoe en kom praat met my nie. Nog niemand, julle hoor dit goed. En as is dat u in die AGS tot bekering gekom en gedoop is deur hulle, gaan vra het vir die pastoor, hoekom onderdompel hulle ouens 3 keer? Dis onbybels, Romeine 6 vers 1, lees dit vir jou pastoor. Hy sê, ons groei gelykvormig aan Jahvashua se dood. Soos wat hy gesterf en opgestaan het, so sterf ons vir die sonde wanneer ons tot bekering kom, ons begrawe die ou mens van sonde, ons staan op 'n nuwe lewe. Die Bybel sê die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. En daarom het ons nou die 2 Mei as Jaffa Lewe Gesondheidspaar, het ons onderdompelingsdiens in Montana. Sou u belangstel, kan u my kontak en met my praat. Daar's reeds mense wat kontak gemaak het. Hy sê dat hy skenk ons die wedergeboorte tot 'n lewende hoop. Dis nie net 'n hoop nie. Dis nie net 'n 613 wette. Dis 'n lewende hoop. Dis waardeur ons lewe. Deur sy, dis Jahvashua se opstanding uit die dode. Die feit dat hy opgestaan het uit die dode uit, halleluja, gee vir ons hoop. Hy sê in 1 Petrus 1 vers 4, sodat ons wie bruid is, nou moet jy mooi luister, 'n onverganklike, 'n onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry. Jy kry nie die goed deur die wette en die maande en die feeste en die sabbate en die besnydenis en die tiendes en 613 wette van Moses nie. Wat het hy nou net vir ons gesê? Hoe het ons dit bekom? Geseënd in vers 3. Geseënd is Jahva Almagtig, die Vader van Jahvashua. Wie na sy groote barmhartigheid ons, naamlik die bruid van Jahvashua. Luister, die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Luister nou, wat is die uitvloeisel uit die onderdompeling in die naam van Jahvashua? Nie die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie, dis titels. Ek is 'n vader, u is 'n vader. Seun is 'n titel, ek is 'n seun. As u 'n man is u 'n seun. Heilige Gees, dis 'n. Maar die Bybel sê, Matteus 28:19, sê Jesus gaan doop in die naam van die Vader. Wat is die naam van die Vader? Wat is die naam van die Seun? Wat is die naam van die Heilige Gees? En daarom, Petrus, op die dag van Pinkster, Handelinge 2:36-41, kom die ouens tot bekering met die uitstorting van die roog, en hulle vra vir Petrus en die ander, wat moet ons doen? Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jahvashua tot vergifnis van jou sonde. Want die belofte kom julle toe en jou kinders en almal wat daar ver is, die wat Jahva na hom toe sal roep. En die wat sy woorde met blydskap aangeneem het. Dis nie 'n geforseerde saak nie, dis blydskap. Ek is losgemaak van wette. Ek is losgemaak van kerktradisies. Ek is losgemaak selfs van Matteus 28 vers 19, want nie een keer in die hele Bybel is daar ooit iemand gedoop, geonderdompel of gedoop in die naam van die Vader en van die Seun en die Heilige Gees nie. Elke keer, selfs in die 33, sê die 33, in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde. En ons weet by die tyd dat die naam Jesus Christus kon nie bestaan het 2000 jaar gelede nie. Want die letter J is eers in die 16de eeu geskep. Dit weet jy. Gaan kyk op AI. Vra net daar, when was the letter J originated? Gaan kyk. Sodat vers 4, sodat ons wie bruid is, 'n onverganklike, dit vergaan nie. 'n onbesmette, dis skoon. 'n onverwelke, dis nie soos 'n blom wat nou daar as 'n moorwerk is nie. Erfenis kan verkry. Erfenis, ons het dit uit Jahvashua gekry, deurdat hy gesterf het. En hy sê, alles wat myne is julle sinne. Julle is medeburgers, julle is erfgename. Halleluja. Julle is koningsseuns en priesters van Jahva my Vader. Wie? Ons.
En daarom hou ons nie feeste en sabbate en maande nie, want die Israeliete het hierdie goed nie gehad nie. Maar hulle wil dit vandag messiaans wees. Bietjie messies, baie Haans. Bietjie Ou Testament, bietjie Nuwe Testament. Julle weet nie wanneer julle die een wil wees of die ander wil wees nie. Dit moet pateties wees. En dan noem julle dit godsdiens. Omdat ons, wie die bruid van Jaffa, so onverganklike en onbesmette en onverwelke erfenis kan verkry, wat in die hemel bewaar is vir ons as Jafiste. Halleluja, ons het 'n erfenis. Hy sê in Hebreërs 7, ek gaan net vir julle noem so, Hebreërs 7 vers 18 sê, dat hy die 613 wette tot niet gemaak het weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Gaan lees Hebreërs 7. Gaan kyk na Galasiërs 5 vers 1 tot 20. Hy sê as ek nog onder die wette wil funksioneer, het ek van die genade van Jahweh verval, dan leef ek nog in my sonde. As jy een wet probeer hou van daai vleeslike wette, dan jy in almal verval. Daarom het Jahwe gekom en vir ons, deur sy seun Jahweh, 2 koninklike wette gegee. Hoor Israel, Jahwe julle Elohim is een. Ek wil sê, hoor julle Jahwiste, Jahwe julle Elohim is een. Julle moet hom lief hê met julle hele hart, siel en verstand en alles wat in jou binne is. En my naaste, my broeder, soos myself, want my broeder en my suster, wie Jahwiste is my naaste. Die hele wêreld daar buitekant is nie my naaste nie. 1 Petrus 1 vers 5. Nou sê hy vir ons hierso. Ek wil hier vers 4 lees, dan gaan ek in vers 5 in, sodat ons wie bruid is, 'n onverganklike, pragtig, onbesmette, halleluja, onverwelke, prys sy naam, erfenis kan verkry. Jy erf dit. Jy kry nie deur geboorte nie. Jy kry nie deur besnydenis nie. Jy kry nie deur bokkie se bloed nie. Jy kry dit nie deur Sabbat te hou nie, of tiendes te betaal nie. Wat in die hemele bewaar is vir ons as Jahwiste. Vers 5. Wat in die krag van Jahwe Almagtig, dis die Vader, bewaar word. Weet jy wat se krag is dit? Hy het net gesê, laat die son daar wees en die son was daar. Hy het net gesê, laat die sterre en die maan daar wees en dit was daar gewees. Hy het dit net gespreek. Genesis 1 vers 26, 29. Hy spreek mense, hy sê, laat daar mense wees. Nie Adam en Eva nie, nie iemand wat hy met sy hande gemaak het nie. Adam maak hy eers in Genesis 2 vers 7, dan formeer hy Adam in die stof van die aarde. Daai Genesis 1 mense is die eerste mense wat hy gespreek het. Hy sê, vermenigvuldig en vul die aarde. Jy moet gemeenskap hê, vul die aarde. Was Adam en Eva veronderstel om die aarde te vul, of was hulle in die tuin van Eden gewees? Het hulle eers begin voorplant, na hulle in die tuin van Eden gekom het? Natuurlik. Dis ons klein Afrikaans. Maar my kerk sê nie so nie. Dis juist die kerke wat die ouens eendag hel toe gevat. So jammer om te sê. Dis oor hierdie goed, waar ons godsdienstige tradisies wil handhaaf. Ramshorinkies blaas en ongesuurde brode eet en nie varkvleis eet nie. Man, julle weet nie wat julle mis nie. Sperre, daar's niks beter nie. Ek noem dit sommer so, solank as wat jy oor alles bid. Jy kan meerkat eet ook as jy wil, bid oor hom. Verstaan, ek gee maar sommer net 'n voorbeeld. Die woord sê, wanneer ons oor dit bid, dan word dit geheilig. Hy het so in die krag van Jahwe Almagtig bewaar word, deur die geloof tot die saligheid wat gereed is. Hierdie goed het nie bestaan in die tyd van die Ou Testament nie. Dit is die fondasie waarop ek en u gebou is. Daarom het Jahwe vir die Fariseërs en Sadduseërs, die Sanhedrin, die Raad van 70 en die skrifgeleerdes gesê, julle slange, julle addergeslag, sies man, julle is mooi aangetrek met bostebaarde en julle het al die rituele en julle staan en weeg en julle waai Gino lampies laai waar die vuurtjies uitkom en sien, Jahwe het met hulle gespot. Hy sê julle is 'n addergeslag man, 'n gedaante van godsaligheid wat geen krag het nie. En dit is die ding vandag. Die ouens het 'n gedaante van godsaligheid waar daar nie krag in is nie.
Terwyl Jafashua sê, ek het geen baat daarin nie. Jaffa sê, ek het geen baat daarin nie. Hy het dit tot niet gemaak. Hy wie dit gemaak het dit tot niet gemaak. Weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ek gaan dit in Engels sê, laat jy verstaan my. Hy kon nou nie eers recycle nie. Hy kon nou nie vat en recycle en iets anders te maak nie. Hy het hulle is tot niet gemaak. Hoekom? Want hulle beteken niks nie. Dis 'n ou verbond. Met die bloed van diere. En nou wil julle die feeste en die maane en die goed hou en die nuwe jaar. Dan weet julle nie eers in watter tyd die nuwe jaar is nie. Kom soek die ouens die nuwe jaar in April, in Abib. Terwyl dit in Oktober is. Tishri in die Hebreërs. Kom ons kyk verder. Hy sê, om geopenbaar te word in die laaste tyd waarin ons lewe. Hy openbaar hom, sê hy, aan wie hy wil. Nie deur bokkies en lammetjies nie. En lang feeste en klete en liggies en Hy sê so, wat in die krag van Jahwe Almagtig bewaar word. Ons het iets om vooruit te kyk. Deur die geloof tot die saligheid wat gereed is. Wat is die geloof tot die saligheid wat gereed is? Die wederkoms van Jafashua, die parousia aan die einde van Openbaring 3:22, waar die bruid 1 Korinte 15, 27, 58 verander gaan word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam om tegemoet in die lig. Deur die geloof tot die saligheid wat gereed is, dis gereed om geopenbaar te word in hierdie laaste tyd waarin ons leef. Sirkuleer hierdie boodskappe asseblief, stuur dit vir mense, gee dit vir die 7de dag Adventiste, gee dit vir die Jehovah's getuies, gee dit vir die godsdienstiges, gee dit vir die NG ouens, gee dit vir protestante, want weet jy wat, soveel van die Joodse goed, het word ingevoer, en die katholieke goed, word in die protestante kerke ingevoer, en het word gedoen. My Bybel sê, en ek sluit af, te vergeefs vereer julle my, deur leringe te leer, wat gebooie van mense, so julle probeer verniet, deur kerkgemaakte wette aan te hang. Hulle kan nie eers die woord aanhang nie, hulle hang die kerkwette aan. Tot volgende keer, Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.